Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag se kollegas. Dame. Christel, ons begin volgend by, ek gaan dit maar noem die Tembisa Hospitaal skandaal, skande ook wat daar gebeur. Groot, jy weet nuus wat uitgekom het gister in die laaste paar dae eintlik hierso. Ja, groot. So wat hulle hierna verwys is, hulle praat van die top 3 syndikaate. Nou ek dink as jy moet begin nommers toeken aan die hoeveelheid syndikaate wat by 'n hospitaal bedrywig is, dan is jy in die moeilikheid. En ek dink ons kan met sekerheid sê ons is in die moeilikheid by Tembisa Hospitaal. Ek dink ook dit is 'n aanduiding van hoe dit elders in die land gaan. Ek dink nie die situasie by Tembisa Hospitaal is die enigste hospitaal in die land nie. Ek is vir geen oomblik dink ek dit is die enigste waar dit is nie. So hierdie is 'n voorlopige verslag wat bekend gemaak is na aanleiding van 'n ondersoek oor beweerde korrupsie by die Tembisa Hospitaal. So julle onthou vir Babita Deokaran, sy het ongeruimthede aangemeld, 19 dae later was sy dood gewees. So sy het begin met 850 miljoen rand se ongeruimthede wat sy opgemerk het en wat sy toe nou aangemeld het. Gister het ons gesien dit trek nou by 2 miljard. Sjoe. So wat hulle sê is hier's 3 groot syndikaate en dan is daar nou ook 'n klomp kleintjies. Ek dink dit gaan deur van A tot F. Ongelooflik, jy kan dit nie uitdink nie. Wat eintlik saam met mekaar werk en onder mekaar werk om in hierdie stadium 2 miljard rand by die Tembisa Hospitaal te steel. So hulle soek nou na nog geld. Wat hulle sê is daar's as jy 'n tender, as jy tender by 'n hospitaal sê maar ek gaan pleisters lewer, dan moet daar 3 tenderaars wees. En wat hulle gedoen het is hulle het saamgewerk. So die 3 van ons wat hier sit werk saam om pleisters te lewer. Ek kry dit, maar julle 2 kry ook iets. So die stelsel werk, maar die stelsel werk glad nie. En dan is die prys natuurlik hoër as wat in 'n geval sou wees normaalweg. Uit die aard van die saak is die prys hoër want iemand moet ek sien hulle praat van Bentleys, hulle praat van Lamborghinis, hulle praat van 75 miljoen rand eiendomme. 2 miljard rand wat aan gesondheidsorg bestem word by 'n hospitaal. Ek praat nie van Gauteng se gesondheidsorgdienste nie. By 'n hospitaal wat verdwyn het. Ek sien Andy Motiba van die spesiale ondersoekeenheid, hy verwys in 'n stadium dan sê hy niks is gelewer vir hierdie geld nie. Niks. Ja, nou ek vermoed daar is iets gelewer. Hulle praat van phantom deliveries, wat daar net iemand het geteken vir iets wat eenvoudig net nie daar aangekom het nie. Dit is absoluut skrikwekkend hoe die stelsel bewimpel is om mense ryk te maak en die kwesbaarste mense, ek weet nie, met 'n stok te slaan. Jy weet jy kom reeds bloeiend aan by Tembisa Hospitaal en dan is daar iemand wat besig is om jou pleisters te steel. Dit is skrikwekkend hoe vinnig en hoe baie daar gesteel word. Wat my bekommer is ons praat van die top 3 syndikaate. Die mense moet agter tralies wees. Ja. Ons het 'n naam vir wat hier in gang. Ons praat van tenderpreneurs byvoorbeeld asof dit 'n okay ding is. Jy weet dis iemand wat hy werk hard, hy woeker, en 100% daar is, kom ons noem hulle dan nou vriendelike tenderpreneurs wat besigheid opgebou het, dienste lewer, 'n bepaalde prys daarvoor vra, my pleisters aflewer. Maar hierdie het 'n besigheid geword van plunder. En dis asof dit vir ons okay is. Ons het nodig dat mense toegesluit word. Vir my is ons kyk verwyder word. Ja, jy verwys na die tenderpreneurs, maar vir my is hulle nie alleen nie. Waar is die hospitaalbestuur? Dis gedokumenteer natuurlik. Hy het 'n salaris getrek, hy of sy wie die hospitaalbestuurder was. Wie was verantwoordelik tydens daai tyd vir die finansies van die hospitaal? Daai persoon moet vir sy lewe lank in die tronk sit. Wie is verantwoordelik om daardie persoon se finansiering goed te keer van 'n provinsiale vlak af? Daardie persoon is verantwoordbaar. Ons moet hierdie trappie klim, hierdie leertjie al die pad tot bo uit by almal wat verantwoordelik is vir hierdie skandelike rowery. En nie net in Tembisa nie, soos ons nou almal sê, dit kan nie net by die hospitaal wees in Gauteng nie, dit moet reg oor die land wees. Ek dink as iemand die stelsel uitgewerk het by die Tembisa Hospitaal, het hulle nie by enige ander staatsdepartement uitgewerk nie. Dit werk 100%, dit werk uitstekend.
Ek gaan nie omgee met 'n Lamborghini terreine. Nee, en ek dink wat mense ook in gedagte moet hou, iemand het al lewe weer eens verloor om hierdie uit te wys en hoeveel mense verloor in hulle lewens nie. Hoeveel mense is nie te bang om hieroor te praat nie. En hierdie mense Sou jy dit wel aanmeld, Jennifer? Nee, dis presies en ek weet nie gaan jou beskerm. Ek die moed om dit te doen nie. Presies, want wie gaan jou beskerm? En wie vertrou jy tans om jou te beskerm as ons kyk nou na wat aangaan by die Mlanga kommissie? Ek vertrou niemand om my nou te beskerm as ek hierdie goed doen. Niemand, nie een persoon nie. Maar ook ek stem saam. Soos van die laagste persoon tot die hoogste persoon moet in die tronk gaan sit en die sleutel moet weggegooi word, want ons praat so gereeld oor Jacob Zuma en die plundery onder hom. Maar waar, meneer president, wil ek ook vra, het dit opgehou onder jou? Daai beloftes wat jy gesê het. Jennifer, hulle praat hier van diefstal wat hulle noem op 'n ongekende skaal. Ons is deur die Zondo-kommissie. Ons het gedink ons het steel en plunder en staatskaping onder die knie. Ons word by die dag beter. Hulle praat ook hier van lae vlak amptenare. Ek glo nie vir een oomblik dis net 'n paar mense met moppe wat besluit het dat hierdie is 'n lekker manier om geld te maak nie. Dis onmoontlik, jy kan dit nie doen nie. Jy het staatsamptenare nodig, jy het privaat sektor nodig en jy het mense nodig om ander padte te kyk en ons kyk lekker ander pad toe. Absoluut. Rowery onder duimsede en beskuldigings van. Dit lyk vir my ons funksioneer vandag op dit. Ons moet 'n bietjie praat oor die Mlanga kommissie en ek wil praat oor Khumalo. Dat wat die man kwyt geraak het en wat hy gesê het, luister, dis die situasie en hier's die hiërargie van kartelle wat betrokke is. Kyk, hy verdien die medalje van dis braaf. Ja, dis is Jennifer sê, jy weet, wie vertrou jy om jou te beskerm? Ek weet nie wie vertrou jy om jou te beskerm nie, want hierdie goed laat mense hare rys. So gister het nou voortgegaan by die Mlanga kommissie. Misdaad intelligensie hoof Dumisani Khumalo, hy het getuig. So hy praat hier van die Big 5. Ons het nou gegaan van die top 3 na die Big 5. So hy verwys na kartelle wat reeds die politieke ruimte geïnfiltreer het. En waarmee hulle besig hou. Jy weet, hy verwys dat hulle na hulle bande met senior politici, wat hulle help om hierdie goed gedoen te kry. Nou, ek dink dit is wat ons nou net gesê het by Tembisa Hospitaal, jy kan dit nie op jou eie doen nie. Nee. Jy kan dit nie doen sonder dat jy iemand in jou sak het nie. Khumalo het so grafiekie gehad daarso wat hy kopbene gebruik het om die syndikaat. Dit laat 'n mens ongemaklik voel om te dink hierdie is mense wat op die hoogste vlakke besig is. Mense wat besluit oor hoe ons land regeer word, wat jy weet oor wat van ons word en wat hulle waarskynlik volgens hom nou 'n verbintenisse het met oorgrenssmokkelary van voertuie, dwelms, mense, moorde, kontrakmoorde en dies meer. Volgens hom sê hy dis die mense wat invloed het in politici. Ja, so hy het gesê hy wil nie almal se name noem nie. Daar's 3 ongenoemde kartellede, vermeende kartellede waarna hy verwys. En 'n mens kan dit verstaan. En wat hy waarsku is as hierdie mense nie in die bek geruk word nie en erg in die bek geruk word. Jy weet die hele stelsel kan in mekaar stort. Jy weet ons land is op 'n mespunt. Dis of hierdie kant toe of hierdie kant toe. En een kant is jy weet ons het die oppergesag van die reg en die ander kant is soos 'n maffia staat en daar's al hoe meer waarskuwings dat dit die rigting is waarheen ons gaan wanneer die orde begin ineenstort. Dan het ons 'n probleem. Dat ons 'n probleem het is so. Ja, en ek wonder net by myself, waar's mense se integriteit? Wat het geword van integriteit? En ek weet dit is nou, ek vra dit nou vir mense wat moord en wat ook al so, dit is seker maar 'n simpel vraag om dit te vra, maar wat het geword van ek weet nie hoe om jy hierdie kant toe nie. Van die politici, waar is integriteit? Waar het jy besluit, weet jy wat, ek is in hierdie werk omdat ek die mense van hierdie land wil dien, omdat ek gesien het wat ons geskiedenis is, omdat ek gesien het wat kan wees, waar ons wil gaan, waar om hoop te skep. Nee, daar's nul. Soos ek verstaan as nie almal nie, maar soos ek weet nie hoe ons hier gekom nie. Ek weet eintlik nie hoe ons by hierdie punt gekom dat ons by soos jy sê 'n mespunt is waar dit amper amper te laat. Hoe het ons hier gekom sonder dat enigiemand nog iets gesê het of nog iets gedoen is? Ons het nie hier gekom nie, politici het hier gekom. Ja, maar ons maak dit ook vir hulle moontlik. Jy weet as jy stop en iemand sê vir jou hy's dors by die padblokkade, het jy vir hom 'n koeldrink. Kodewoord, skaamteloos vir omkoopgeld. En as jy dan nou jou koeldrinkgeld uithaal, is jy eintlik maar aandadig. En ons praat graag van groot en klein korrupsie. Dit begin klein. Korrupsie begin klein.
Ja. Ons wil nie sit en preek nie, maar ons moet ook vir onsself sê wat is vir jou aanvaarbaar? Ja. Want nou is dit klein korrupsie, maar dit word groter want dit word makliker. En jy kan al hoe meer in jou sak steek. Die lyne blur. Hulle is later nie meer so duidelik nie. Ja. Kristal, dan moet ons gesels oor AGOA wat Dinsdag verval, maar niks verander nie. Dit is vandag. Ja, Dinsdag. dit is vandag is Dinsdag. Ja. Asai. Welkom op hierdie Dinsdag, Jennifer. Ja, kyk eintlik het AGOA verval toe die Trump-tariewe in werking getree het. So vandag is ek wil dit net 'n simboliese datum noem. Dit is wanneer Dis die gedenkdiens vandag. Hy lankal oorlede, dis net die Dis gedenkdiens. 'n baie mooi beskrywing van wat hier aan die gang is. Wat vir my interessant is wat sommige kenners sê terwyl ons AGOA gehad het ons dit nie ten volle benut nie. Ons en moontlik baie ander Afrika lande, kyk dit het lande suid van die Sahara gebaat. So dit as synsvry toegang, voorkeur toegang tot die Amerikaanse mark, dis die grootste ekonomie. Wat sommige kenners sê is toe ons dit gehad het ons dit nie ten volle benut nie. En dit is nie die Amerikaners se skuld nie. Daar's baie dinge wat ons voor hulle deur kan pak. Baie dinge wat ons nie van kan hou nie. Ons hoef nie van die Trump-tariewe te hou nie. Dit is nie ideaal vir ons nie. Maar ons het AGOA gehad. Wat het ons gedoen met AGOA terwyl ons dit gehad het voor ons vandag die gedenkdiens hou? Het ons AGOA bondgenoot soos 'n bondgenoot verander? Het ons in Suid-Afrika die klimaat geskep vir ons sakeondernemings om te floreer sodat hulle produkte en dienste of wat ook al aan die wêreld se grootste ekonomie kan lewer. Dis 'n vraag wat ons vir onsself moet vra. So jy kan vir die Amerikaners kwaad wees oor baie dinge en dit is lelik en dit is glad nie mooi wat hulle nou hier gedoen het nie. Maar ons moet ook bietjie besin en sê wat het ons gedoen? Was ons hulle bondgenote? Was ons hulle bondgenote en het ons op tuisbodem die ekonomiese klimaat geskep om ons ekonomie te laat groei. Hulle het gesê hier is toegang tot ons markte, bring dit. In sommige sektore ja, jy weet as mens kyk na vrugte, mens kyk na die voertuigvervaardiging, daar ja. Weet maar nou kyk ons na kragtariewe. Dis net ons krag weer. Weet en is daarin met ons nie krag gehad nie. Mense moes dit self doen. So jy weet het ons die ekonomiese klimaat geskep om hierdie ten volle te benut. En ek dink dis 'n vraag wat ons vir onsself moet vra. Ons kan nie vir die Amerikaners skreeu daaroor nie. Kristal, ons het nou gepraat oor AGOA en solidariteit is ook nou weer teruggenooi na die Withuis toe. Hulle is, so dit is 'n opvolgbesoek in die Withuis. Die vorige een het skerp kritiek van minister Ronald Lamola gehad. Jy weet ek gaan nou parafraseer, maar uiteindelik gesê dis 'n bietjie aspris. Jy weet hulle die Suid-Afrikaanse regering is besig om te onderhandel oor 'n ooreenkoms. Jy weet en nou flenter hierdie mense tussenin. Maar is hulle nou teruggenooi Withuis? Ja. Hulle het nie self so toe gegaan. Hulle is teruggenooi. Maar daar is seker mense wat net by die Withuis opdaag, maar die res van ons word maar genooi. Ja, so okay. Ja. So jy klop nie en dan maak iemand vir jou oop en dan sê ek is nou hier onaangekondig nie. Wel dit nie. Daar was nie weer 'n poging om uit te reik na hulle endies meer. Hulle is eintlik deur die Withuis gekontak. Hulle is Peer. Okay. Snaaks in die Withuis hulle kontak en nie die minister Lamola nie. Ja, dit is nie vir almal ewe snaaks nie. Onder andere nie vir ons regering nie. Kyk, ons regering se wat die solidariteit afvaardiging eintlik sê is die Amerikaners is gefrustreerd met die Suid-Afrikaanse regering. Hulle is die Suid-Afrikaners, maar ek dink dis maar meer die regering want party mense word teruggenooi. Hulle is gefrustreerd want hulle wil sake doen. Jy weet die Amerikaners wil baks maak. Ons wil almal eintlik maar net so 'n bietjie geld maak. So hulle wil sake doen en dit is asof hulle nie vorentoe kan gaan nie. Weet jy nou kan jy vra wat soek solidariteit in die VSA? Ek het gister 'n brief gelees dat iemand sê wat is die woord wat hy gebruik, wat is die end game? Wat is dit wat julle wil hê? Nou ek dink die end game is werksgeleenthede vir ons mense, 'n ekonomie wat groei. Minder afhanklikheid van maatskaplike toelaag. Ek dink dit is die end game. En as mense jou bande kan gebruik en ek dink nie dit moet saak maak watter bande jy gebruik nie. As jy jou bande kan gebruik om in iemand ten goeie van die hele land. As jy ten goeie van die land kan gaan praat, dan verstaan ek nie hoekom mense so baie kwaad daar is nie. As ons werksgeleenthede kan red, maak dit saak of dit ek of jy of Peer is wat hierdie werksgeleenthede red. Dit is soos of weet ons praat van regstellende aksie. As die krag af is, maak dit saak wie die ligte weer aansit. Is die hand wat dit aansit wit of swart? Dit maak nie saak nie, die ligte gaan aan. So jy weet uiteindelik maak dit nie saak of dit Dirkhou is of solidariteit se afvaardiging wat
die wind in een of ander rigting kan help waai, skip stuur. Ek dink nie dit behoort saak te maak nie. As dit ten goeie vir die land is, dink ek moet ons sê, okay, toe maar Mina, stuur my, laat ons gaan. Maar nou my vraag is nou, hoekom sal Dirk en dan Solidariteit dan nou nie saamwerk nie? As die een nou 'n oop deur het, so Kristal, jy sê vir my jy het toegang tot Peer, maar jy weet ek wil iets sê, gaan ek jou mos nou nader en sê kom ons gesels hieroor dat ons altyd by Peer kan uit. Is daar nie 'n manier dat hierdie mense groeperings kan saamwerk te goeie vir ons land nie? Hoe is jou ego dan? Ja, ek hoor, maar verstaan, as ek nou kyk na ons ekonomie op hierdie stadium en werkloosheid en wat mense wil werk, ons het dit al gesê. Niemand wil by die huis staan, niemand wil bakkant staan nie. Mense wil werk en werksgeleenthede. So ter wille van die land en sy mense, sekerlik kan ons ego op sy plaas, want ek is hier as 'n amptenaar om mense te dien. Ek weet. Dit klink ideaal. Dit doen maar. Ek sê net so, los die ego by die huis, ons gaan. Daar hierdie vraag word herhaaldelik gevra. Hoekom werk jy nie saam met die regering nie? Werk Solidariteit nie saam met die regering nie? En dan sal hulle vir jou sê, en ek het hulle self al die vrae gevra, is hoekom werk julle nie saam met die regering? Die antwoord daarop is ons het herhaaldelik uitgereik weer eens voor hierdie besoek. Dis nie 'n oop deur nie. Weet jy, omdat jy nie wil saamwerk nie, moet ek niks doen nie. Ja, ek dink nie ons is meer in 'n posisie waar jy kan sê luister, ek gaan hier aan iemand anders oorlaat nie. Jy onthou Solidariteit byvoorbeeld het dit die vakbond Solidariteit. Hulle verteenwoordig werkers. So hulle het 'n verantwoordelikheid om hulle vakbondlede se werk te help beskerm. So selfs al hou jy van niks anders nie, moet jy kyk na iemand se werk word beskerm. En dit is nie net Solidariteitlede wat geraak word deur afleggings en werksverliese en 'n krimpende ekonomie. Dit Suid-Afrika se hele werksmark. Nou sê jy mense moet besluit, geen om hierdie besluit te neem nie, maar as dit in goeie van 'n land is dan is dit 'n goeie ding, maar ek glo dit ook nie. Want nou het Benjamin Netanyahu en Donald Trump besluit hulle gaan namens Gaza en die Palestynë besluit hoe werk 'n vredesooreenkoms. Hulle skud mekaar se blaaie verskriklik op TV. Dis baie mooi, maar daar's niemand, ek sien nie die Palestynë nie. Ja. Nee, nie nou nie. Luister, ek dink nie ons moet dit net afskiet nie. Ek hoor wat jy sê. Jy weet mense jy kan nie praat oor my sonder my of van my. Ek wil betrokke wees by die oplossing en ek dink dit is die punt wat jy maak is waar is die Palestynë in hierdie onderhandelings. Ek dink die positiewe ding wat mense wel hier moet wegvat is dat Israel wat tot dusver nogal skerp voet neergesit het oor wat hulle bereid en nie bereid is om te doen nie, wel bereid is om te sê okay, hier is wat ons kan gee. So jy weet hulle het bepaalde eise gemaak. Nou taalgebruik is ook weer eens belangrik. Die BBC berig byvoorbeeld sê warning Hamas to accept it. Jy weet, is dit 'n ooreenkoms of is dit 'n dreigement? Ek kan dadelik sien wat jy dink. Peer, jou gesig praat namens homself. Dit voel soos 'n geskiedenis wat ek al voorheen gesien het. Wat ja, ek hoor jou. Ek dink wat 'n mens hier moet wegvat is dis een tree vorentoe. Miskien is dit 'n oplossing vir jarelange konflik. Want dit kan nie aangaan soos wat dit aangaan. Dit kan eenvoudig nie aangaan nie. Hulle praat van 20 gijslaars, een van die goed wat vereis is 20 lewende gijslaars wat vrygelaat word, die oorskot van ander gijslaars, Palestynse gevangenes wat dan weer teruggestuur word na die Gaza-strook. Ek dink 'n mens moet regtig baie hard bid vir 'n oplossing vir hierdie konflik, want so kan dit nie langer aangaan. Ja, hulle sê ook Hamas mag glad nie deel wees van die oplossing nie, van die vredesoplossing. Hamas dring daarop aan, hulle sal nooit hulle wapens neersit en sy die grense van 1967, die Palestynse staat van 1960 weer heringestel word nie. Daar's 'n klomp vereistes vir 'n vredesplan. Daar's baie vereistes. Selfs al is dit net enkele toegewings aan elke kant, dink ek is dit nog steeds 'n stap in die rigting. Kom ons ontmoet. Niemand het eers gesê ons moet mekaar in die middel nie. Jy weet net so klein bietjie. Kom ons luister net bietjie na mekaar. Ja, dit is moeilik om te sien wat daar aan die gang is. Maak nie saak hoe jy voel oor Israel of Palestina of Hamas of Gaza of 'n muur nie. Die menslike lyding wat besig is om daar af te speel is dit ons kan nie wegkyk nie. Ja. So ek dink ons moet bly raak, opgewonde raak oor enige iets wat dalk net 'n opflikkering van hoop is dat miskien is daar 'n einde in sig. Ja. Dan NERSA begin markeondersoek, Kristal. Kyk, hierdie is flinke kerels. Dis die ouens wat nie kon tel nie. Dis hulle ja. O, okay.
Luister, is nie dat hulle nie kon tel nie, hulle het net 'n ligte mistytjie gemaak. Alright, en dit was nou die dag en ons hou nie hierdie goed teen mense nie. Nee, goed. Kyk, hulle het nou 'n markondersoek begin oor die nuwe tariefstruktuur. Kyk, en julle kan maar ek is bereid om vandag R20 teen myself te weet. Ergens gaan ons weer 'n rekening optel wat eintlik nie ons is nie. So hulle sê die groot verbruikers wat minder moes betaal meer en die klein verbruikers wat meer moes betaal minder is. Dis 'n de mekaar spul. So julle sien mense betoog al hoe meer teen hoë kragtariewe. Die minister het self gesê ons kan nie, hierdie is onbekostigbaar. So nou het ons krag, maar ons kan dit nie betaal nie. Ek dink enige iemand wat 'n kragrekening betaal sal sien dit word net meer. Dit maak eintlik nie saak of jou geyser nou op 'n timer is, jy weet, net 40% in 'n jaar gegroei by my huis. Ongelooflik. En doen julle 40% meer met elektrisiteit? Minder. Ons doen minder. Nou voel mense het eintlik 'n bietjie rede om geïrriteerd te wees met hierdie kragpryse. So hulle gaan nou 'n markondersoek doen. Ek dink hierdie is weer 'n mooi naam vir 'n kommissie. 'n Kommissie. Ja. Ek skryf kommissie, stel iemand aan. Ja. Ek dink dis 'n mooi naam vir nog 'n manier om ons raak te ry. So gepraat van raak ry. As jy raak gery is en jy is nie 'n Suid-Afrikaner nie en jy gaan na 'n staatshospitaal toe. Is jy volgens die grondwet is jy gewaarborg van mediese hulp? Inderdaad so. Enig Korongwana sê daai grondwet is verkeerd. Ja, dit is nou baie vereenvoudig. Ek dink wat hy bedoel is dis te duur. Ons kan dit nie bekostig nie. Aha. Ek wil gaan nie namens hom praat nie, maar ek dink dit is wat hy sê. Ja? Hy sê dit moet hervorm word om vermorsing te voorkom. En ek dink ons moet versigtig wees met hoe ons praat hier, want as ek almal nou gehoor van operasie Dudula, dit is waar jy sommer net voor die hospitaal se deur gaan sit en sê jy weet, wys vir my jou papiere en afhangend daarvan kry jy hulp of nie hulp nie. Ek dink dat die stelsel nie besig is om te werk nie, is so. Ek self raak gefrustreerd as ek hoor van iemand wat uit 'n buurland argumentshalwe kom en hier in Suid-Afrika kom kraam. Ek weet wie die rekening daarvoor betaal. Dis die Suid-Afrikaanse belastingbetaler wat die rekening daarvoor betaal. En jy weet, ons betaal reeds die rekening vir baie ander Suid-Afrikaners. Jy weet, om nou die deure oop te gooi vir almal, dink ek die minister het dalk 'n punt beet. Want nou moet jy, soos ek sê, weer eens versigtig wees, want nou steek jy 'n bepaalde lyn oor. Nou ontneem jy mense van sorg wat dalk hulle lewe kan red. Jy weet, wat sê dit van jou? Dit sê dalk meer van jou as van hulle. Dat jy moet dalk meer begin fokus op daai R2000 by 2000 biljoen miljard by Tembisa. Ja, want dan gaan ons waarskynlik 'n paar mense ekstra kan help. Daar's duidelik nie 'n gebrek aan geld nie. Nee. Wat hy sê is daar moet gekyk na hervorming van die stelsel en daarmee kan ek myself vereenselwig. Hervorming van die mense wat die geld uitdeel. Dis of dit. Ja. Christel, kom ons sluit af met die video van die olifant. Ja, hierdie is nou Britte wat 'n moeilike naweek agter die rug gehad het. Hulle was in Botswana gewees, in die Okavango Delta gewees en daar het hulle op die Mokoro bootjies gery. Kyk, dit is nie die koningin Elizabeth II daai, nê? Maar lekker, hulle sit lekker en ewe skielik ek het gelees daar's kalfies gewees en hierdie bootjies vaar lekker. Daar's 'n video later in die video kom daar eintlik 'n klomp kalfies in hierdie einste olifant beskerm dan die kalfies. Hier kom hy. Nou jy kan nou nie die klankie hoor nie, maar hier's iemand wat besig om te kap en iemand wat besig is om praatjies te maak. Ek is nie seker of hou hulle jy weet die olifant. Roei! Ek gaan dit afneem. Roei jy. Hierso rol die kamera. Ja, mens moet eintlik nie lag nie, mens kan lag want almal is okay, almal is lewendig daar uit. Net. En hier kom dit nou. Daar gaan die bootjie. Weg is hulle. Daai einste dame wat daar omdop word, later gegaffel deur hierdie olifant. So sy word in die grond onder die water in. Onder die water ingedruk, maar ek dink die olifant kon toe nou kyk hardloop baie lang lens, né? Die olifant reken ek kon nie sien nie. So die tannie is toe nou weer daar uit ongedeerd. Hulle gelukkig, sy's baie gelukkig. Goed. Ja, dis Afrika, welkom in Afrika. So op die waterdobber, daar's 'n Engelse term, sitting duck. Baie dieselfde. Wat soek jy daar? 'n Sitting duck met 'n lang lens. Sjoe, ek het ook net gewonder of daar krokodille in daai water is. So ek wil alles van daai video. Luister, hierdie storie kom op soveel maniere skeef geloop. Om eers te praat van Botswana se leeu's nie. Ek wil hulle dieet is nou redelik. 'n Toerist is redelik stampel daar nou.
Hierdie mense het 'n wonderlike storie om te gaan vertel. Dis waar, close-ups. Ja, Ja, so daai lekker het ons. Kristal, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie collega's. Dis Kristal Cornelissen by Net waar jy is. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.